Dit is en dit bly 'n voorreg om so as sy kinders op 'n Sondagoggend saam te kan kom. En sy teenwoordigheid te beleef, sy woord te hoor. En om net te aanbid, die Here God Almagtig, om hom te loof en te prys. Want ons wil vanoggend tydens hierdie erediens ook sê, Halleluja, prys die Here. Hy is lofwaardig. Kom ons sit vir 'n oomblik en dan raak ons net rustig in die Here se teenwoordigheid. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Geliefdes, ek groet U in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, dit is so lekker om te kan sing, om U naam te kan grootmaak, op so 'n manier ook die eer vir U te gee, want U is die Here. Dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend as die kinders bymekaar te kan wees, om na U woord te kan luister, die woord wat U vir ons gegee het. Maak dan ons harte en ons ore oop, dat ons kan hoor wat U deur die Gees vir ons wil sê. En meer nog, Here, dat ons gehoorsaam sal wees, dat ons dit sal gaan lewe. Vir dit in die naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser. Amen. Ons gaan vanoggend uit Psalm 113 lees. Prys die Here, die opskrif. Psalm 113. Prys dienaars van die Here, prys die naam van die Here. Die naam van die Here moet geloof word, nou en vir altyd. Van waar die son opkom, tot waar dit ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Hoog bo al die nasies heers die Here, sy mag strek selfs oor die hemele. Wie in die hemel of op die aarde is, wie in die hemel of op die aarde is, soos die Here ons God, wat hoog woon en hieronder alles sien. Die geringe help hy op uit die stof, die arme laat hy van die ashoop af opstaan, om hom by die vernames te laat sit, by die vernames van sy volk. Aan die kinderlose skenk hy 'n huisgesin, sy word 'n gelukkige moeder van kinders. Prys die Here. Ons lees tot sover. Halleluja, prys die Here. Psalm 113 tot Psalm 118 is 'n versameling lofpsalms wat bekend staan as die Egiptiese Hallel. Dit het 'n belangrike rol gespeel tydens die viering van die Joodse feesdae. Die Hallel is met Pasga, die fees van die eerstelinge, die latere Pinksterfees en die Hittefees, en dit wil sê die 3 groot jaarlikse Joodse feeste is dit gesing. By die Pasga is Psalm 113 en Psalm 114 voor ete en Psalm 115 tot Psalm 118 daarna gesing. Onthou julle nog die instelling van die Pasga? Ons lees daarvan in Eksodus 12. Die Pasga is ingestel toe Israel uit Egipte, die volk uit Egipte uitgetrek het. Die bloed van 'n lam is aan die deurposyne gesmeer, sodat die doodsengel daardie huise sou verbygaan. Toe die nagmaal by die laaste Pasga ingestel is hierdie gebruik gevolg. Gesamentlik besing die liedere die lof van die Here, wat die bandelinge soos Israel van ouds uit slawerny uitgelei het. En nou geniet hulle sy teenwoordigheid
en seën wanneer hulle in Jerusalem in die tempel bymekaar kom. Al die dienaars van die Here, nie net die priesters en die leviete nie, almal geniet sy teenwoordigheid. En alle gelowiges, dit is almal wat in 'n verhouding met hom staan, moet hom loof en prys. Dit kan nie anders nie. As 'n kind van die Here wil ons hom loof en prys, want hy is lofwaardig. En dit blyk uit die oproep om hom op alle tye en alle plekke te loof, van waar die son opkom tot waar die son ondergaan. Oor die hele aarde moet hy geloof en prys word. Daar is geen mens of geen plek op aarde, geen omstandighede wat nie sy lofwaardig is nie. Hy is die Here God. Hierdie psalm word met Paasfees verbind. In die Paasfees het een nag en een maaltyd behels. Dit het egter by die fees van die ongesuurde brode aangesluit. En hierdie fees het 'n week lank geduur. Tydens die fees is alle suurdeeg uit die huise verwyder. Dit moes hulle laat terugdink aan hulle voorvaders se haastige trek uit Egipte uit. Daar was nie tyd vir die brood om te rys nie. Dit het ook 'n verder simboliese betekenis dat ons van sonde gereinig is. 1 Korintiërs 5 vers 8. Die nagmaal is deur Jesus saam met sy disippels ingestel. Die nagmaal is 'n gemeenskapmaal omdat ons daar gemeenskap het met God en ook met ander gelowiges. Dit is ook 'n gedenkmaal omdat dit ons herinner aan Jesus se lyding en sy dood vir die gelowiges, wanneer ons die brood eet en die wyn drink. Dus wat Israel bevry is uit Egipte, so is ons vrygemaak deur die dood van Jesus. Dan is dit ook 'n danksegging omdat ons God daardeur dank vir die werk wat Christus vir ons gedoen het en die wonderdade wat hy aan ons bewys het. En dan moet daardie genade wat ons ervaar, ook in ons optrede teenoor ander mense sigbaar wees. En dit is belangrik dat ons dit sal hoor vanoggend. Ons optrede moet Jesus se genade wys in ons lewe teenoor ander mense. Ons lees, prys die Here. Maar as ons lees oor wie is die Here, en ons lees in Jesaja 40, dan staan daar wie die waters die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, en met 'n maat iemand die grond op die aarde afgemeet, met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg. Wie kan die gees van die Here pyl? Wie kan sy raadgewer wees? En ons lees in vers 25, met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek, vra die Heilige. Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Die Here is onvergelykbaar in sy grootheid en in sy almag. Niemand kan dit eintlik bepaal nie. Hy is verhewe bo al die nasies. En tog, as ons lees van hoe groot God is, hoe almagtig hy is, dan sien hy ons tog raak in ons nietigheid. En hy steek sy hand uit na die mens toe. Hy sê vir ons, ek ken jou by jou naam. Ons is nie net iemand nie. Hy ken ons naam. Hy sê, ek ken selfs jou sit en jou opstaan. Ek ken jou volgende gedagte. Die Here ken ons. Al is hy so groot en magtig, maak hy bemoeienis met ons as mens.
Die hele wêreld word opgeroep om die Here te loof en te prys, nou en vir altyd. Daar is niemand so majestueus soos hy nie. En dan word ons ook in Psalm 113 uitgenooi om die Here te loof en te prys. En Halleluja beteken om die Here te loof en te prys vir altyd, nou tot in alle ewigheid met ons hele menswees. Dit is so besonderse, lekker gevoel, om na die gospelmusiek te luister ook so voor die diens. En net saam met daardie sangers gesê, Here, maar ons wil U ook met musiek en met sang en met ritme eer. Ons lees in die Mediterrane tyd, die tyd toe Jesus op aarde was, het die samelewing gegaan in daardie tyd oor eer en oor skaamte. En dit het so gewerk, mense wat gebore is in wella-families, hulle het eer en aansien gehad. En mense het na hulle opgekyk. Maar daar was ook arme mense. En as jy in 'n arm familie gebore is, want jy geen aansien gehad nie, daar is eintlik op jou neergesien. Jy is nie gereken in die samelewing. En dit het so gewerk, om eer te kry, het jy iets goeds vir 'n ander persoon gedoen. Maar dan was daai persoon in die skuld by jou. En dan moes hy weer iets aan jou terug doen. So dit was 'n lewe van iets vir iets. As jy iets goed doen, moet jy iets terugkry. En daarom is daar juis nie aan arme mense goed gedoen, want hulle was nie in staat om iets terug te doen. Maar dan kom Jesus en hy verander hierdie gebruik van sy tyd. Sy genade is vir ons so groot. Hy kom na elke mens toe, en ook vandag, en hy nooi elke mens uit om hom aan te neem as verlosser en as saligmaker. En die wonder van dit, jy hoef niks terug te doen. Jy moet dit net in genade aanvaar. Jy moet net sy uitnodiging aanneem. En daarom is dit eintlik onverstaanbaar dat mense nog steeds die wêreld bo Jesus kies. Dat hulle nog steeds plesier kies en die ewige lewe verwerp. En as 'n mens so in die Bybel lees, in die evangelies, en jy sien Jesus se optrede terwyl hy op aarde was, en die mense sien wat hy doen, hulle sien sy wonderwerke, hulle hoor sy prediking, en tog verwerp hulle hom. Hulle het beleef sy liefde vir mense. Hulle het beleef hoe dat mense wat in die samelewing uit verwerp is, deur Jesus gereken is, anders as die gebruik van hulle tyd. Hulle het gesien hoe dat malaatses wat nie naby aan mense mag kom, dat Jesus aan hulle raak, dat hy hulle genees. Vrouens wat glad nie gereken was in daardie tyd nie, waarom nie in die openbaar gepraat is nie, Jesus praat met hulle. Hy verander alles, en hulle sien die wonderwerke, en tog besluit hulle om hom te verloon, te verwerp en te kruisig. En dit is vandag ook nog so. Daar is so baie mense wat die evangelie hoor, maar wat dood eenvoudig net koud staan daar, wat Jesus net verwerp. Jesus het baie wonderwerke gedoen, toe hy hier op aarde was. Ons moet dit net raak sien. En ek het dit beleef in 1984, toe ons onttrek van die grens af, en ons van Osikatia van die Wamboland met panservoertuie terugry na Pretoria toe, het ons 'n lang konvooi gery. En ons het so gery, as dit lig word, dan begin jy ry, en as dit skemer word, dan trek jy net daar van die pad af en daar slaap.
En so word dit skemer toe ons naby Appington kom en ons slaap oor in Appington. En die volgende oggend, toe ons weer die konvooi in 'n lyn kry om verder te ry, het ek met 'n Casper gery, hy weeg 13 ton. En toe ek die klats los en wegtrek, toe breek die regter pilot end van die Casper en hy loop net so teen die sypaadjie vas. Op daai stadium het ek 1671 kilometer moet om gery. En juis op daardie oomblik, toe ek wegtrek, toe breek die pilot end van die Casper. En dis 'n wonderwerk. Die Here het my beskerm en ander mense beskerm, want sou dit 10 minute later gebeur en daar het 'n kar van vooraf gekom, was dit 'n noodlottige ongeluk. En ek het dit beleef dat die Here 'n wonderwerk gedoen het. Daar's 'n ernstige waarskuwing vanoggend vir die wêreld en vir die mense wat die Here nie ken. Ons leef in genadetyd. Moenie die Here se stem uitdoof uit jou lewe uit. Neem hom aan as jou verlosser. Die Here sê vir ons in Romeine 14 vers 11, "Verseker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is." Elkeen van ons sal voor die Here verskyn en erken dat hy die Here is. En ons sal moet rekenskap gee. Ons sal nie kan sê, Here, maar ek het nie geweet nie. Wat is my en jou doel hier op aarde? My en jou doel op aarde is juist wat die tema is van ons prediking vanoggend. Prys die Here. Maak sy naam groot. Hoe doen ons dit? Wat ons vanoggend gedoen het, deur sang, deur musiek, met instrumente, met ritme. Dis van die wonderlikste maniere wat die Here vir die mense gee om aan hom eer te gee. Ons sien dat Dawid dans voor die ark uit vol blydskap. Dan lees in 2 Samuel 6 vers 14 tot 21. Dawid se uitbundigheid voor die Here. Ek en jy wys dit ook op die manier hoe dat ons lewe. Op die manier hoe dat ons praat. En ons kan dit nie aansit nie, ons kan dit nie feit nie. Dis nie iets wat ons kan voorgee nie. As ons opreg is voor die Here, dan sal dit wat uit ons mond uitkom, dit wat ons in ons hart aangaan, dit sal die Here eer, want ons kan nie anders nie. Psalm 113 is 'n loflied tot eer van die Here. En dis wat in my en jou hart ook moet leef. Ons lees ook in hierdie gedeelte kinderlose vrouens en eie huisgesin. Nou, kinderloosheid is in daardie tyd ook beskou as 'n ernstige probleem. En dit het vir daai vroue gelei tot bespotting en tot isolasie. En dan lees ons van verskeie vroue in die Ou Testament wie se lot deur God verander is en hulle moeders geword het. God beloof aan Abraham 'n nageslag. Abraham en Sara is al lank al by die tyd verby volgens menslike standaard om kinders te kan kry. Hulle tyd het verbygegaan. Hulle sit net met 'n belofte. En dan kom God met 'n wonderwerk. En hy maak sy belofte waar en hy gee vir hulle 'n seun. 1 Samuel 1 vers 20. Hanna is kinderloos en sy is hartseer en sy smeek by God vir 'n kindjie. En dan gee God vir die kinderlose Hanna 'n seun, Samuel. Ons lees in Samuel 2 van Hanna se loflied, hoe sy die Here eer en prys, omdat hy vir haar 'n wonderwerk gedoen het en vir haar uitkoms gegee het. Ons lees in Genesis 25 vers 21
oor Rebekka. Isak het gebid dat sy kinderlose vrou moes swanger word, en God het sy gebed verhoor, en Esau en Jakob is gebore. Genesis 30 vers 23 lees ons oor Rachel, wat nie vir Jakob kinders in die wêreld kon bring nie. Maar haar suster Lea het vir hom kinders in die wêreld gebring. Dit het haar baie hartseer gemaak. Maar God het vir Rachel genadig gewees en gehelp dat sy kon swanger raak. En Josef is ook gebore. Die lot van die kinderlose verander hy en maak haar 'n gelukkige moeder van kinders. En miskien is daar ook 'n vrou wat vanoggend smag na 'n kindjie. En dan kan ons weet vanoggend, God is nie anders as die God van die Ou Testament nie. Hy is nog steeds vandag dieselfde. Ons kan maar net soos daardie vroue maak en tot hom bid. God se almag en uitkoms vul ons met 'n opgewonde dankbaarheid. En dit maak ook dat ons 'n heilige ontzag vir God het, vir sy grootheid en vir sy genade in ons lewens. Dit is 'n respek en 'n ontzag wat ons vir God het. Nie 'n bang wees en 'n vrees van hom weg te kry, maar 'n ontzag om hom te eer vir wie hy is. By God is alles moontlik. En hy is in beheer van ons lewens. En hy onderhou sy skepping. En as ons so krisis in ons lewe beleef, en ons vertrou die Here en ons bid ernstig met hom en ons glo en vertrou met ons hele hart dat hy ons gebed sal verhoor en dit gebeur nie, dan soek 'n mens baie dikwels die fout by jouself en sê, maar wat doen ek verkeerd? Hoekom hoor die Here my nie? Hoekom straf hy my? Job het ook nie verstaan wat met hom gebeur nie. Hy het nie geweet hoekom gebeur hierdie goed met hom nie. Al wat hy geweet het, is dat hy dien God opreg. En tog het Job baie lyding beleef. Dit was nie sy skuld nie. Alwaar hy skuldig was dat hy God opreg gedien het. Maar eintlik lees ons dat Job het God se seën teen die einde van sy lewe in oorvloed beleef. En dit is so dat dit gaan nie altyd goed met 'n kind van die Here nie. 'n gelowige beleef ook krisis. Hy beleef ook hartseer. Maar ons het nie die Here om aan te hou vas. En ons kan weet, hy sal ons nooit los nie. Ons moet die Here lewe in die Here met ons lewe vereer in alle omstandighede. En dan verstaan ons nie die swaar kry wat soms oor ons pad kom. Die hartseer wat soms oor ons pad kom. En ons almal beleef dit van tyd tot tyd. Maar ons het die Here om aan te hou vas. Om die Here te dien beteken dat ons hom aanbid as die enigste ware God wat daar is. Het is belangrik dat ons sal tyd maak om in sy teenwoordigheid te wees. Soos wat ons vanoggend hier in die kerk by mekaar is as sy kinders. Het is belangrik om hier te hoor wat hy vir ons wil sê, om te beleef deur sang en aanbidding dat hy hier is. Het is belangrik dat ek by my huis stilte tyd sal hou, stil sal word en sy woord sal lees. Want so sal hy hom ook openbaar aan ons deur sy woord. Het is belangrik dat ons Bybelstudies sal bywoon, omgee groepe, sodat ons kan leer van die Here, van mekaar. Ons moet met hom praat. Ons moet tot hom bid. Want hy hoor ons gebede word nie weg.
Daar staan in Openbaring, ons gebede is soos in 'n wierookbak voor God. En wanneer ons so leef, dan sal ons volgens sy beginsels leef. Al maak ons foute. Ons sal 'n anderster uitkyk hê op die manier hoe en wat ons doen. Die Here is heilig en al die nasies sal voor hom in aanbidding neerval. Hy is net geheel en al anders as die mens. Hy is net heeltemal anders, ons kan hom nie bepaal nie. Maar tog is hy in die mens deur sy Heilige Gees. As ons besef ons is nietig en ten volle afhanklik van God, kan en wil hy 'n verskil in ons lewe kom maak. Hy kan 'n wonderlike uitkoms gee, wat ons glad nie eers oor kon droom nie. Soms dink ons kan sekere dinge nie doen nie, omdat ons sekere tekortkominge het. En dan kom die Here en hy rus ons toe, en hy help ons. Die psalmdigter herinner ons juis daaraan dat God dikwels juis diegene gebruik wat volgens menslike standaarde nie goed genoeg is nie. En ons moet vanoggend weet, alle mense is vir God belangrik, ongeag van hulle sosiale status of die aansien wat hulle het. En dit het Jesus kom bewys in sy tyd op aarde. Hy het juis met die mense gemeng wat deur die samelewing verwerp is. Hy het juis die gehelp wat glad nie gereken was. Elke mens is vir die Here belangrik. En as jy in die krag van God en in afhanklikheid van hom 'n saak aanpak, dan sal jy beleef hoe dat die Here vir jou gebruik. Met jou swakhede, met jou gebreke. Want die Here soek net vir my en vir jou soos ons is. Met ons swakhede, met ons gebreke, met ons sonde. Die Here wil ons gebruik, want hy maak van mense gebruik om sy werk op aarde te doen. Die Here gee vir die hulpelose en die behoeftiges krag. Hy help hulle, hy laat hulle van die ashoop af opstaan, ons het dit so gelees. Die Here sê, die geringe help hy op uit die stof. Die arme laat hy van die ashoop opstaan, om hom by die vernames te laat sit, by die vernames van sy volk. Al het hulle geen politieke of ekonomiese mag nie, hef die Here vir hulle op uit die stof. En as ons net weer eens besef, dit wat die Here vir ons doen, is suiwer genade. Die verlossing wat hy aan die kruis vir ons bewerk het, is genade. Ek en jy kan niks daartoe bydra vir ons verlossing nie. Ons moet dit net aanvaar in nederige afhanklikheid. En daarom mag ons nie geestelik hoogmoedig raak nie. Daarom mag ons nie dink ons is beter as ander omdat ek dalk meer teologiese kennis het as ander mense nie, omdat ek dalk slimmer is as ander mense nie, of ek dalk ryker is as ander mense nie. Voor God is ons almal dieselfde. En die Here wil hê ons moet nederig wees. En hy weet wat in ons hart gaan. Hy weet of ons opreg is voor hom. Die Here kan met 'n hoogmoedige mens niks doen. Om sy verteenwoordiger hier op aarde te wees, vra dat ons nederig, gehoorsaam, in liefde met mense sal omgaan, afhanklik sal wees van die Here. Die Here gebruik juis vir my en vir jou om 'n verskil te maak in die wêreld. En daarom moet ons juis sensitief wees vir mense se nood om ons. Want die Heilige Gees sal in jou werk. Hy sal jou bewus maak van daar waar jy moet help. En ons kan net sy stem hoor as ons stil is in sy teenwoordigheid.
Ons moet goed doen aan ander mense, sodat hulle kan sien Jesus se lig in my en in jou lewe, want dit kan nie verdoof word nie. As jy skyn vir Jesus in die duisternis van die wêreld, kan jy al die duisternis bring om te probeer om daardie liggie dood te maak. Daai liggie sal nie doodgaan nie. Kyk maar op die donkerste nag, dan sit jy net 'n liggie aan. Daai liggie verdoof die duisternis. Dit staan uit. En so moet ek en jy ook uitstaan met ons lig vir die Here. Ons kan maar net, wanneer ons oor hierdie goed praat vanoggend, sy groot genade net beleef, daaroor dink en besef. Ons verdien dit nie. Dis 'n geskenk. En daarom kan ons maar net sy naam groot maak. Kan ons maar net sy naam eer, omdat hy die Here is. Ons wil in die teenwoordigheid dans, en die prys en loof, omdat U die Here God almagtig is. Vader, Seun en Gees, daar is niemand soos U nie. En tog, U kom en U maak bemoeienis met ons. U kom help vir ons, U kom lei vir ons. U sorg vir ons. U het aan die kruis gesterf vir ons sonde, ten volle betaal. En U sit aan die regterhand van God die Vader, waar U vir ons as mens intree. Ons kan maar net in nederige afhanklikheid voor U buig. Sê dankie Here. Maak vir ons bereidwillig en gewillig om vir U te werk, om U boodskap uit te dra, om vir die wêreld te van vertel, te wys met ons lewe. Jesus is die verlosser. Gebruik vir ons, Here. Ek bid ook vir die gemeente van Dagbreek dat U vir hulle sal seën, dat U vir hulle sal gebruik om te doen dit waartoe hulle geroep het. Om U te dien met wysheid, om gehoorsaam te wees aan dit wat U vir hulle sê. Maar so vir ons as gelowiges, dat ons sal luister en sal doen, soos dat U dit deur die Gees op ons hart lê. Vergewe ons dit wat ons verkeerd doen, Here, want ons wil rein en heilig in U teenwoordigheid wees, en ons mag ook vanoggend. Ons gee vir U al die eer, al die lof, al die aanbidding, tot in alle ewigheid. Aan U die eer. Amen. Die offergawe gaan by die deure opgeneem word, vrede, en mag ons met ons lewe vir Hom die eer gee en sy lof besing. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.